Dis ek dan jy oor ysjou is so baie speel. Môre almal. Welkom weer in die huis van die Here. Nog 'n mooi dag wat God vir ons geskaap het. Kom ons begin. Hemel Vader, ons dankie vir nog 'n dag wat U in ons lewens toegevoeg het. Vader, ons dankie vir U liefde. Ons dankie vir al die seëninge. Ons dankie ook vir Jesus en die Heilige Gees en vir U woord, Vader. Ons vra dan nou in hierdie oggend dat die Heilige Gees ons harte sal voorberei, dat daar goeie grond sal wees waarop U woord sal val. Vader, en bid en vra ons ook vir die Heilige Gees om vir pastoor Jan te lei wat vir ons gaan bedien met U woord en met U leringe. Ons bid dit alles in Jesus naam, Vader. Amen. Amen. Dankie, Vaster. Dankie. Goeiemôre al die geliefdes. Het julle geseënd gewees die week? Het julle onthou laasweek het ons gesê kyk bietjie na die klein goedjies waarmee ons geseënd is? Het julle bietjie gekyk die week? Goed. Ons gaan so 'n paar afkondigingkies. Dan die meisie Pisagie het verjaar in die week. Ja, en dan ook nie so baie goeie nuus nie. Melisa is gister oorlede. So ons dink aan 'n man en 'n geliefdes dat ons gebede saam met hulle is. In die tyd van rou van hulle. En ja. Ander dinge, Woensdag ons bid hier by klein sitkamertjie. Om 6 elke Woensdag. En volgende week die 9 ek jok. Ek dink donderdag die 29ste is dit Hemelvaart. So ek glo pastoor Pieter gaan vir ons volgende week 'n Hemelvaart boodskap bring. Dan ook die Sondag na dit gaan ons, ek dink dit is die eerste Sondag in die nuwe maand, gaan ons nagmaal hou en dan gaan ons die kerkraad hoe sê ons inseën, amper kom ek nie op die regte woord nie. Maar die kerkraad is besluit, hulle het almal ingestem. So ons gaan daardie dag Tannie Janetta en oom Doep, Tannie Martie, Adel en Pieter. So ons gaan hulle inseën, ons gaan die geloofsbelijdenis aflees en dan het ons 'n hele kerkraad. Ons groei. Nou ja, vandag se boodskapie wat ek wil bring gaan oor ons geloof. En ek wil die tema gee, toets jou geloof, toets jou eie geloof. Woensdag aand was dan die Martie haar by bid hier genoem. Dit is so maklik hier, so maklik om te praat. Die Here sal voorsien en hy help en so maklik om vergifnis vra. Maar daar buite is dit nie altyd so maklik nie. Dit is nie so maklik nie. En ons wankel so maklik in geloof en verloor so vinnig geloof. Sodra iets fout gaan en skeef loop. So ons is nou nie die tawwe mense soos ons dink ons is en dink ons gaan altyd vas op geloof staan nie. Almal kan wankel in geloof. As dinge nie so goed gaan nie, is dit nie maklik om geloof te behou altyd nie. Maar ek wil amper sê, kom ons toets ons eie geloof. En dis waaroor ek wil gesels vandag. In Romeine 5 vers 15 sê Paulus, nou dis hier in die begin van Paulus se wedloop kan ons sê, of in die begin van Paulus se teologie, daar in Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook, deur die geloof, die toegang verkry het tot hierdie genade, waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Maar hier kom die volgende vers 3 en 4, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Almal gaan een of ander tyd deur verdrukking. En die verdrukking lydsaamheid werk. Vers 4. En die lydsaamheid, beproefdheid en die beproefdheid hoop.
en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. So ons moet onsself eintlik toets in verdrukking, in moeilike tye, as dit swaar gaan, moet ons geloof eintlik beproef en kyk hoe sterk ons geloof is. Dit is so asof ons, en veral die jonger geslag deesdae, net makliker moed verloor. Veral in geloof, as daar iets verkeerd loop dan is die geloof ook daarmee heen. Maar almal se geloof is nie ewe eg nie, of ewe sterk nie. Ek meen, mens kan twee mense langs mekaar sit in die kerk, en die een se geloof is eg en sterk, en die een langs hom nie. In Matteus 7 lees ons daar van vers 22, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie u naam geprofeteer, en in u naam duiwels uitgejaag, en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die onregverdigheid werk. So dit is nie hoe baie mense sê, ek is elke Sondag in die kerk, ek is by elke bidtuur, ek is die koorleier, en ek is by al die funksies van die kerk, en maar dit maak nie mense egte gelowige nie. Dit maak nie 'n mens eg nie. So hoe toets ons dan nou ons geloof? Ons moet glo eerstens. Ons moet glo en bely dat Jesus is wie hy sê hy is. Ons moet gedoop wees. En dan moet ons erken dat God God is. En dan moet ons vrug dra, en ons moet wys ons dra vrug, en ons moet lydsaam wees. Glo aan die kruisiging en die opstanding. Dawid skryf aan Psalm 13, hoe lank, Here, sal U my alweer vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, my kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Aanskou tog, verhoor my Here, my God, verlig my oë, sodat ek nie die dood inslaap nie. Sodat my vyand nie kan sê, ek het hom oorwin nie, en my teestanders nie juig as ek wankel nie. Maar ek, op U goedertierendheid vertrou ek, my hart sal juig oor U heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. So ja, lyding en swaar kry, nie net 'n toets van die Here nie, maar ons moet onsself daardeur toets. Ons moet onsself daardeur toets. Hier in die begin, toe Paulus sy reis begin het, ek glo hy en Jakobus het seker, was baie goeie vriende, maar hy sê baie na aan dieselfde ding. Jakobus skryf aan hoofstuk 1:2, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer hulle in allerhande versoekinge val. Louter vreugde, as hulle in versoeking val. So ons moet eintlik bly wees as ons beproef word. Want na elke beproewing, en tog ons kom al die beproewinge deur altyd, dan is 'n mens net sterker. Vers 3, omdat julle weet, die beproewing van julle geloof, lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom nie. Daar kom lydsaamheid weer voor. So het klink my die groot ding om geloof te behou en vas te staan in geloof, en hier lewenswedloop van ons, is lydsaamheid, geduld. Maar soos almal, ek sê mos altyd haastig, ek moet iets nou hê, as ek iets wil doen, dit moet nou. En tog lees ons so baie van lydsaamheid. Ons moet nie so gou moed verloor en geloof verloor nie, ons moet kalm en lydsaam wees. Sedert Genesis is al lyding in die wêreld van ons. Ek meen, daar in Adam en Eva se tyd. En sommige verloor makliker geloof as ander, dit is so. In Markus lees ek van die vergelyking van die saad wat op goeie grond en slegte grond val. Dan lees ons in vers 16,
Net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word. Wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem? So jy kry mense, hy het 'n ontmoeting met die Here, hy begin kerk gaan of hy begin die woord te verstaan, dan gryp hulle dit aan met blydskap. Maar hoor wat sê vers 17, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir 'n tyd, later as daar verdrukking of vervolging kom, terwille van die woord, struikel hulle dadelik. Dit laat my dink my aan baie mense, as hulle gedoop word die dag, eers dan, jy kan hulle nie keer nie. Maar oor 'n paar maande dan sal hulle weer koud, dan begin hulle wegbly uit die kerk uit en hulle praat nie weer baie nie. Hier in die begin is hulle opgewonde. Yes, hulle wil net die woord versprei en hulle gesels net oor die woord. Maar rukkie later, op die eerste maal as dit moeilikheid gaan en daar's 'n beproewing, dan verloor hulle hoop en geloof. So swaar kry en lyding, ons almal ken dit, maar die wat volhard tot die einde, ons het al gepraat van die wedloop op die wedstryd, dat ons gefokus moet wees op Jesus, en van die kantlyn, spelers of toeskouers, ons moet gefokus wees. Ons einddoel is die wenstreep op die wenpaal. En ons lees in Matteus 24, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Wie volhard tot die einde toe. So ons moet nie moed opgee nie, ons moet net deurdruk. Aanhou en aanhou en aanhou. Soos Woensdag by bid hier ook gepraat het. Dag op. Dag op. Wat ook al in die wêreld, dag op en hou aan. Ek weet, almal verloor moed. Dit is ongelukkig so. En as jy mens om jou kyk in die wêreld wat aangaan, nie net in ons dorp of land, die politiek en die dinge nie, in die hele wêreld. Dinge is so negatief en dan gaan so baie dinge verkeerd. Maar die woord sê vir ons, wees lydsaam en hou moed. Ons moet volhard. Jesus self sy geloof was getoets. Toe hy aarde toe gekom het as mens, as die lewende God, Jesus. Hy het ook pyn gehad, hy het ook lyding gehad. Hy het ook honger en dors geword soos ons. Hy het mens geword. En hy moes die kruisiging deurgaan. Wat seker een van die ergste wreedste dode is wat daar nog ooit bestaan het. En dis hoekom hy sal ons nie meer beproef as wat ons kan hanteer nie. Baie keer word ons beproef en jy staan voor die berg van jou, met die ding op jou en jy weet nie wat se kant nie, jy weet nie wat om te doen nie. En tog later as mens weer kyk en sê nee man, dit was eintlik niks. Ek is deur dit. Ek weet nie hoe ek deur dit gekom nie, maar ons is tog deur dit. As jy mens so terugdink aan alle mense probleme al wat jy gehad het. Sjoe, ek glo nie is eerlik kan sê ek nog nie probleme gehad nie. So almal is al deur moeilike tye. Maak nie saak hoe groot of klein of jonk of oud jy is, man of vrou of kind, almal het moeilike tye. Ons almal word seker op 'n daaglikse basis beproef. Partymal meer as een keer 'n dag. En tog ons kom maar deur. Ons moet net volhard en lydsaam wees in geloof. So ons sal nie beproef word bo wat ons kan hanteer nie. En as ons kyk deesdae vir al die jong mense, dis asof ons generasie elke dekade of elke generasie bietjie swakker word. Ek weet nie of julle dit agtergekom het nie. Mans en vrouens is nou nie meer so taaf soos ons oupas en oumas nie. Ons is bietjie swakker as hulle. En die volgende generasie bietjie swakker. En so is ons in die geloof ook. Mense raak so maklik swak in geloof soos die tyd aangaan en soos die wêreld ons kondisioneer. So Satan ons aanval. Ons doen so baie verkeerd dat ons maar dink ons doen reg. Ons sien nie meer wat ons verkeerd eers doen sommige dinge nie. Ons besef dit nie. Want dit is al so lank in die gang. En almal doen dit. So mense brein dink is reg. Ons die wêreld dink is reg, ons is reg. Daar's baie verkeerde dinge wat ons doen as ons nou regtig gaan sit en dink. En ons moet ons oë gefestig hê op Jesus, ons moet fokus. Ons moet volhard met lydsaamheid. Dis die sleutelwoord daar. Volhard en alles fokus op Jesus en dat ons hier lewenswedstryd wen en by die eindpaal uitkom. Ons eindpaal, die ewige lewe. Dit was onlangs Paasnaweek.
kruisiging, opstanding. Volgende week hemelvaart. En daar word ons beloof. Jesus berei vir ons 'n plek voor. En die wat die wedstryd volhard en volhard in geloof, gaan saam om daar wees. Vir altyd en ewig. En nog 'n bietjie langer. Daar is nie einde nie. So, met ons hoop, dat ons volhard en lydsaam wees. Nie uitstap en teen Dinsdag, Woensdag. Ek gaan nie sê pothol nie. Iemand oor 'n stopjaag voor jou en hoor buurman se kar is gesteel en al die dinge. En geloof te verloor nie. Ons moet volhard. Daar is so baie slegte dinge hier buite wat met ons gebeur. Dit is nie maklik nie. Ons kan net elke dag vra, wees met ons. Vernuwe ons dag elke dag en wees met ons altyd. Anders gaan ons dit nie maak nie. Dankie, Here. En dit gaan nie makliker word nie. Ons ken die wêreld en wat hier aangaan. En dis waar ek julle gaan los vandag, julle bemoedig. Hou aan met die woord. Lees Bybel. Leer die woord. Lees meer en meer. Fokus meer op Jesus. En probeer om nie te wankel nie. Dit is maklik. Ek self wankel baie keer met baie goed. Ek sê te sê jy's 'n pastoor of 'n dominee of 'n wie. Jy's die groot Christen nie. Nee. Dis nie so nie. Almal maak foute, almal het sonde. En ons moet net volhard om nie dieselfde foute oor en oor te maak nie. En geduldig te wees, lydsaam. En aanhou. En net nie stop en moet verloor nie. Maar dis hoekom ons een liggaam is, om mekaar te ondersteun. Die woord sê, bid vir mekaar in smeking sonder ophou. En alleen kan ons nie die lewenswedstryd hardloop as ons nie bietjie ondersteuning het van ons lede. Om ons byeenkomste hou soos hierdie, ons saamstem oor 'n ding, ons bidure hou, ons lekker gesels, bidure gesels, ons lekker openlik om die tafel, informeel, en elke keer kom maar iets anders uit. Maar elke keer kan ek amper sê, bespreek ons, hou moed, almal sukkel, ons moet net vasbyt. Elke keer kom dit uit. En almal kry probleme in berge. Elke Woensdag nog. Maar ons sit lekker om die tafel, en ons bespreek hier dinge wat ons op vandag gepraat het, of iets niets, as daar iets gebeur het met iemand, dan bespreek ons dit, ons kyk wat ons in die woord kry ervan. Gewoonlik op 'n Woensdag iets wat deur die week met my gebeur het, of met iemand wat ek gesien het, of van gehoor het, dan soek ek in die woord, wat sê die woord daarvan? Dis gewoonlik waaroor ek Woensdag praat. Maar almal by die bid hier Woensdag is welkom, iets op die hart, dan praat ons. En ons bid vir mekaar. Dis al hoe ons gaan in die wedloop loop, en aan die ander kant gaan uitkom. Gaan julle los daarmee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank U vir die woord wat U vir ons gegee het vandag. En ek hoop dit val op goeie grond, almal se ore. Here, U ken elkeen se hart. U ken elkeen se worstel en stryd op die stadium. Here, ek vra dat U by elke boetie en sussie is hierso, elke lid van ons, dat U hulle kan bemoedig en dat U hulle sal deurdra en hulle versterk en hulle elke dag vernuwe. Dat hulle die wedloop kan loop met volharding en met lydsaamheid en nie net hoop verloor nie. Daar is altyd hoop, want U is met ons altyd. U los ons nooit alleen nie. Ons vra dat U ons sondes vergewe. Ons bid ook vir elke sieke. Bid vir Melisa se familie en geliefdes, dat U vertroostende hand daaroor hulle sal wees hierdie week. Here, ons bid dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit die genade in die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie. Here. Ja, ek het nou my bril al gebring, dat ek beter kan lees, maar ek moet net onthou om op te sit volgende keer. Ons weer 'n bietjie sing tannie Janetta.